Dag se kerels, my naam is Edo Hanekom van Boer en Butcher. Welkom by Blokman Basics. Vandag het ons 'n meestersklas in al die beesstyksnitte. Hier langs my hang 'n beesvoorkwart wat ons droog verouder het vir so 2 weke. Hier is ons 'n A-graad agterkwart wat nog redelik vars is. Snitte wat verder weg van 'n gewrig afsit is gewoonlik ons lekkerder styk of braai snitte. 'n Snit wat naby 'n gewrig sit waar spier aan die been geheg word deur middel van ligamente is gewoonlik ons snitte wat ons stadig en lank braai of rooster of bak. Goed. Uit die agterkwart uit, hierso het ons die bout of die buttock gedeelte waar ons die silver side en die top side het. Dit is hoofsaaklik gebruik vir biltong. Die rampgedeelte van die bees sit hierso so. En as ons verder af sou gaan, die rampgedeelte loop in die T-been in of die T-bone in met die sirloin wat aan die buitekant sit en die fillet wat hier aan die binnekant sit, net agter hierdie reselvet. Hierdie reselvet is natuurlik die vet wat jy nie in jou droewors of jou boerewors wil sit nie. Goed, so dan agter die reselvet, hierso aan die binnekant, sit die fillet. As ons kan oorbeweeg na hierdie kant toe, dan gaan ek gou vir julle beter illustreer. Dit is dan die loin gedeelte waarna ons nou net verwys het, met die fillet wat aan die binnekant sit. Die fillet is die sagste snit. Hy doen absoluut geen werk nie. Om daardie rede is dit ook die snit wat dalk minder smaak het. Reg, so die fillet sit hier aan die binnekant basies so. En dan as jy die loin gedeelte sou omdraai en jy hou jou sirloin en jou fillet op die been, dan het jy jou T-been en dan het jy jou klapstyk of jou sirloin op die been wat so sal lyk. Goed, julle wonder seker hoekom is party snitte in plastiek verpak en hoekom is party op die been. Daar's 2 verouderingsmetodes. Droog veroudering vind so plaas op die been. Nat veroudering haal jy die snit van die been af, jy vakuum verpak hom en hy verouder dan basies in sy eie vog. Die geur is dalk nie so intens soos 'n snit wat droog verouder was op die been nie. Vanweë die feit dat die vleis op die been droog verouder word, is daar meer vogverlies en dit is wat dan maak dat die geur meer gekonsentreerd is. Reg. Ons het nou die T-been behandel, die sirloin op die been. As jy die sirloin sou afhaal, dan lyk hy so. Aan hierdie kant het ons die prime rib gedeelte. Die prime rib gedeelte is waar die rib-eye op die been is. Hierdie snit kom uit die voorkwart uit. Hy sit basies hierso. Dis 'n baie klein snit. As jy daai rib-eye van die been afhaal, jy kan sien hier is so groot stuk vleis en net daai stukkie is basies rib-eye. Dis hoekom hy so gesog is en ook so duur is. Dit is hierdie stukkie. Dit is wat jy uit daai voorkwart uit kry. Dis die rib-eye. Op die been prime rib, van die been af rib-eye. Hier het ons 'n ramp wat ons besig is om droog te verouder. Hier is die ramp van die been afgehaal. Baie ouens is lief vir die picanha steak. Die picanha steak is hierdie gedeelte, die boonste flap, dis die picanha gedeelte. Hy sit dan hier bo-op basies. Voor ek klaar maak, net gou 'n lekker braai wenk, sout asseblief jou steak so 'n uur of wat ten minste voor die tyd. Daai vog wat uitgetrek word uit die vleis uit vanweë die sout, daai plasma vorm so 'n waterlaag, so 'n soutlaag, 'n pekerlaag as 'n ware. Dit help met die seel van jou steak om jou vog binne te hou. 5 minute op 'n kant, warm kole, daarna 2 tot 3 minute op 'n kant, dis jou medium steak. So dit is dan dit wat die beesvleis se steaksnitte aanbetref. Hou dit medium rare, sien julle volgende keer.